Miskien is een van die duidelikste tekens van die Heilige Gees wat in jou lewe werk, die groeiende moed om jou verhaal te deel van hoe Jesus in jou lewe aan die werk is. Handelinge 4 vers 20 sê, ons kan immers nie nalat om te praat van wat ons gesien en gehoor het nie. Daar's iets diep treffends aan Petrus en Johannes in Handelinge 4. Hulle is ondervra, hulle is gedreig, hulle is gewaarsku, hulle is onder druk geplaas om stil te bly. Die owerhede wil beheer herstel. En die disippels is eintlik veronderstel om stiller, kleiner en meer versigtig te word. Maar dis nie wat gebeur nie. Wanneer Petrus en Johannes na die gelowiges terugkeer, vier hulle nie eerstens die wonderwerk nie, die man wat genees is nie. Hulle vier die geleentheid wat hulle gehad het om oor Jesus te praat. Ergens langs die pad het die vroeë kerk oortuig geraak dat daar geen groter voorreg is as om deel te neem aan die beweging van God nie. Hoe besonder. En miskien daag dit baie van ons uit, omdat ons getuienis dikwels voel soos druk, of ons weet nie of ons al die regte antwoorde en woorde gaan hê nie. Maar in Handelinge is getuienis baie eenvoudiger en tog ongelooflik belangrik. Getuienis is eenvoudig om te weier om Jesus weg te steek, om dit wat hy doen weg te steek. Gevul met die Heilige Gees word Petrus en Johannes nie aggressief nie. Hulle word duidelik en hulle is oortuig van die waarheid, hulle sal nie stil bly nie. En miskien is duidelikheid wat sommige van ons verloor het, want ons weet hoe om in te pas, ons weet hoe om aangenaam te bly, ons het baie bekwaam geword om sosiaal aanvaarbare Christene te wees. Dikwels bly ons stil, omdat ons bang is om misverstaan of verwerp of as vreemd beskou te word. Maar soms onderbreek die Gees ons stilte en nooi ons uit om weer eerlik te praat. Nie met geweld nie, net eg en nederig en opreg. Dieselfde Gees wat Petrus en Johannes vervul het, is vandag nog aan die werk, in oomblikke van moed, in moeilike gesprekke, wanneer ons medelee betoon, in stille gehoorsaamheid en in gewone mense wat liefdevol weier om Jesus weg te steek. So neem vandag ergens 'n oomblik en word stil. Waar nooi die Heilige Gees jou uit om eerlik en duidelik en met moed oor Jesus te praat? Asem diep in en vra, Heilige Gees, gee my die moed om vandag getrou te leef en te praat. Vra vir God, Vader, sal U asseblief vir my seën met die teenwoordigheid van die Gees vandag? Sê dan vir hom dankie. Sy teenwoordigheid is by jou. Amen.